is waardig, Here. U is lofwaardig, Here. U is groot en almagtig. U is liefdevol en genadig. U is die begin en die einde. U is die Alfa en Omega. U is alles wat ons kan hoop en vertrou. U is alles wat ons kan glo, Here. U is ons hoop. U is ons Here. U is ons koning. U is ons verlosser. U is die begin. U is die een wat vrymaak. U is die een wat losmaak. U is die een wat bande breek. U is die een wat vestes afwerp. U is die een wat nuwe lewe bring. U is die koning van konings. U is die Christus. U is die verlosser. U is die een wat in die dood en opgestaan het. U lewe tot in die ewigheid. U lewe tot in die ewigheid. U lewe tot in die ewigheid. U sit in die regterhand van God. U is die koning. U is die Here. U is ons verlosser. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding en al ons lofsange en al ons gebede en al ons vrae. U kom toe. U kom toe. Die lof en die eer. Oh, U is wonderbaar. Oh, U is wonderbaar. U is wonderbaar. Glory, all the glory, all the glory. Hallelujah. Yes, Lord, aan U kom toe al die lof en eer. Here, laat U woord ook so geseën sal wees vanoggend, waar U kom om met ons te kom praat, U kerk. Dankie, Here Jesus. U kerk, Here. Mag elke oor geopen wees, elke hart, Here, ontvanklik wees om die woord te ontvang, die saad wat U vanoggend saai, dat dit op goeie grond sal val en dat dit veel vrug sal neerbring in Christus Jesus. Amen. Ons kan net so aan 'n kerk hou. Man. Amen. Ja, ek is ook nie lus om te sit. Ek is ook nie lus om te sit. Halleluja. Amen. 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 Ek gaan vir ons lees uit 2 Korintiërs 10. 2 Korintiërs 10. Ons gaan lees vanaf vers 1. En ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus, ek wat in julle teenwoordigheid wel nederig is onder julle, maar in afwesigheid moedig teenoor julle, ek smeek dan dat as ek teenwoordig is, ek nie moedig hoef te wees met die vertroue waarmee ek meen om dit aan te durf teen sommige wat reken dat ons volgens die vlees wandel nie. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Kyk julle wat voor oë is 'n vraag, kyk julle
na wat voor oë is? As iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit by homself weer oorweeg, dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort. Want al sou ek ook nog meer roem oor ons gesag wat die Here ons gegee het, om julle op te bou en nie meer te werk nie, sal ek nie beskaamd uitkom nie, anders sou dit die skyn hê asof ek julle deur die briewe wil bang maak. Ons gaan tot daar lees. Nou uit hierdie gedeelte is daar 'n paar goedjies wat ek wil uitlig. Eerstens sê Paulus hier, alhoewel ons in die vlees is, wandel ons nie volgens die vlees nie, en voer ons nie die stryd volgens die vlees nie, want ons wapens wat ons het, die wapens van ons stryd, is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om. En dan noem hy 'n paar goed. En ek wil hulle een vir een net weer duidelik maak. Hy sê, om vestings neer te werk. Om planne te verbreek. Planne van Satan te verbreek. Derdens sê hy, om elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God neer te werk. Vierdens sê hy, om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En vyfde sê hy, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. So hy noem 5 dinge. Omdat hierdie 5 dinge so belangrik is, wil ek hulle vinnig weer noem. Vestings neer te werp, Satan se planne te verbreek, elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God neer te werp, elke gedagte gevange te neem aan gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf. Dan sê hy, dat ons opnuut sal oorweeg, behoort ons aan Christus. Nommer 6, dat ons opnuut sal oorweeg, behoort ons aan Christus. Want, as ons aan Christus behoort, sê hy dan, sal ons roem oor ons gesag wat ons van die Here af ontvang het, om julle op te bou en nie meer te werk nie. Nou daar is altyd omstandighede rondom ons wat nie goed lyk nie. Johannes 16 vers 33 sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Nou Paulus sê in vers 7, is 'n vraag. Hy sê, kyk julle na wat voor oë is? Kyk julle na wat voor oë is? Lyk alles hopeloos? Jy sien die oomblik wat ons gedagtes, wanneer ons gedagtes in neerlaat lê, in hoop lê, in wantroue lê. Ons gedagtes word van wanhoop, van hopeloosheid, van wantroue. En ons begin luister na die leuns van Satan. En ons sien, kyk julle na wat voor oë is, want Satan sal jou altyd herinner wat hier voor jou oë is. Ek sê nie dit is nie daar nie. Ek sê nie jy moet dit deny en sê, ek het geld wanneer ek nie geld het nie.
Ek het kos wanneer ek nie kos het nie. Nee, kyk julle na wat voor oë is. En raak jy dan in jou gedagtes hopeloos? Raak jy dan in jou gedagtes wantrouig aan God? Raak jy dan in jou gedagtes neergelê en depressief? Glo jy die leuen van Saul? Dit gaan nie beter gaan nie. Daar's nie hoop vir jou nie. Jy's 'n mislukking. Glo jy die leuns? Daar's nie 'n toekoms nie. Paulus sê, kyk julle na wat voor oë is. En voor jy jouself kry, is jy vol wanhoop. En sien jy geen uitkoms. Nou as kinders van God, gered deur die bloed van Jesus Christus. Behoort ons aan Christus? Behoort ons nie aan hom nie? Nie gered uit ons eie geregtigheid nie, maar gered deur die Seun. Nie gered omdat ons goeie werk het nie, maar gered deur die bloed. En as ons dan gered is, en as ons dan uit God is, en as ons dan kinders van God geword het, behoort ons aan hom. Hy sê, kyk julle na wat voor is, as iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort. Vertrou jy by jouself dat jy aan Christus behoort? Laat hy dit by homself weer oorweeg. As jy dan begin hopeloos raak, as jy dan begin wantroue kry, laat dit by jouself weer oorweeg. Ek behoort aan Christus. Ek is gekoop deur sy bloed. Hy het 'n dierprys vir my betaal. Sy bloed het die prys betaal. Ek behoort aan hom. Dan sê hy, hou goeie moed, want Jesus het die wêreld oorwin. En as ons aan hom behoort, dan kan ons ook die wêreld oorwin. Glo jy dit? Amen. Romeine 4 vers 3 sê, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit het hom tot geregtigheid gereken. Hy het geglo, ek behoort aan Jesus. En as ek aan hom behoort, dan het ek sy gesag, ek het sy mag, ek het sy krag. Romeine 4 vers 7 sê, wel geluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe is en wie se sonde bedek is. Is jou ongeregtigheid vergewe? Yes, by the blood. Is jou sonde bedek? Ja, deur die bloed. So jy is wel geluksalig. Wat is wel geluksalig? Wel, dit gaan goed. Dit gaan wel met my. Dit gaan goed met my. Wel, geluk. Ek is vol van die vreugde van die Here. Omstandighede en dit wat voor my oë is, kan my nie die vreugde onneem wat hier in my hart is. Wel, geluk, salig, vrede, onbeskryflik. Vrede, onbeskryflik groot. Jy is, as jou ongeregtigheid vergewe is en jou sonde bedek is jy wel geluksalig. Glo dit. Glo dit. Dis waar die probleem kom. Glo dit. David sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Net goedheid en guns, want ek behoort aan Jesus.
uit en guns moet my volg. Daar's nie 'n keuse vir goedheid en guns nie, hy moet jou volg. Want jy behoort aan Jesus. Dis tyd dat ons in onsself persoonlik, don't look at anybody else now. You now look at yourself, in yourself, persoonlik. Dit is tyd dat ons vestings neerwerk. Dit is tyd dat ons Satan se planne verbreek. Dit is tyd dat ons elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God neerwerk. Dit is tyd dat ons elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dit is tyd dat ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, totdat ons gehoorsaamheid volkome word. Sodat ons die autoriteit en gesag van Christus kan hê. Hoekom het die kerk die autoriteit en gesag van Christus nie? Want daar's kanse, daar's vestings. Daar's ongehoorsaamheid. Paulus sê, sodat die gemeente opgebou kan word en nie meer gemerk word nie. Daarom het ons die gesag en autoriteit van Christus nodig, sodat die gemeente opgebou kan word, versterk kan word. Vers 8 sê, want al sou ek ook nog meer roem oor ons gesag wat die Here ons gegee het, om julle op te bou en nie neer te werk nie, sal ek nie beskaamd uitkom nie. Die kerk kom beskaamd uit. Dis nie God het wil hê nie. Dis nie hoe hy dit wil hê nie. Hy wil hê dat sy kerk autoriteit moet hê en gesag moet gebruik. Maar ons moet hierdie goeders in ons lewe, vestings neerwerk. Wat se vestings het ons nog in ons lewe? Dat ons Satan se planne verbreek. Dat ons onderwerp aan die kennis van God. Ons gedagtes gevange neem aan gehoorsaamheid. En dat ons ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf en in gehoorsaamheid volkome te word. Christus gee ons gesag wat sy krag en mag is om namens hom te kan optree. Christus, as jy aan Christus behoort, het jy die reg, die krag en die vermoë om in Jesus se autoriteit op te tree. Omdat ons met God se gees vervul is ons bekragtig en gesalf om in autoriteit te kan optree. Maar die probleem lê hier. Die probleem lê hier, vestings wat nog in ons hart is, vestings, gedagtes wat ons toelaat dat Satan ons oortuig dat ons niks werd is nie, dat ons dit nie kan doen nie, dat daar nie hoop is nie, dat hierdie situasie hopeloos is. Satan sal alles in sy vermoë doen om ons te verhinder om in die autoriteit te staan wat ons van Christus ontvang het. En so daardeur die kerk van Christus kragteloos en magteloos maak. Hy sal mense gebruik, hy sal omstandighede gebruik, hy sal jou vestings en jou gedagtes gebruik om te verhoed dat ons by die autoriteit en gesag van Christus kan uitkom, sodat genesings, demone kan gaan. Ons moet
en glo wie Christus in jou is. Vertrou dat jy aan Christus behoort. En as jy aan hom behoort, jy die mag en gesag en krag het, wat uit Christus uitkom, deur jou. Hy sê aan die disippels, ek gee aan julle die mag, gaan. Hy sê vir sy kerk, ek gee aan julle die mag, gaan. Maar mag en autoriteit moet opgeneem word. Kyk julle na wat voor is, hoe is. As iemand by homself vertrou dat hy aan Christus behoort, laat hy dit by homself weer oortuig, dat net soos hy self aan Christus behoort, ons ook so aan Christus behoort. Maak jou saak met Christus vas, ek behoort aan U. Moenie dan die duiwel kom met enige gietjies, en as sonde ingesluip het, bely dit, laat staan dit. Kom terug na die Vader. Sit dit agter jou, sodat jy in die autoriteit, mag en krag. He says his mercies on you every morning. Elke dag kan ons kom vir vergifnis. En uit ware belydenis. Ware belydenis is dat jy dit los en jy gaan nie aangaan nie, anders is dit nie ware belydenis. Ware belydenis is jy los dit. Vers 6 sê, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. God soek volkome gehoorsaamheid van sy kinders. Praat jy soos Christus, dink jy soos Christus, tree jy op soos Christus. Paulus sê, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Volkome soos Christus te praat. Volkome soos Christus te dink. Christus het geweet wie hy in Christus is, wie hy in God is. En hy het verklaar, hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die brood van die lewe, ek is die wynstok, ek is die herder, ek is die goeie herder. Ek is die deur, hy het geweet wie hy is. Staan op as kind van God. Hy begin verklaar wie hy is. Halleluja. Dis waar. Ek is tot alles in staat. Want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek is uitverkies. Ek is geheilig, ek is gereinig. Verklaar wie jy is. En wanneer jy gaan begin verklaar wie jy is, kom daar 'n boldness in jou. En wanneer jy 'n boldness begin kry, dan kan jy die Goliaths in jou lewe net besluit. Dan het jy nie 'n swaard nodig. Net met 'n klippie. Val die Goliaths in jou lewe. Want wat het Dawid gesê? My God. Ek kom nie in my naam nie, maar kom in die naam van die Here God van Israel. En in die naam van die God van Israel sê ek vandag vir jou, jy gaan doodmaak. Goliath. Tyd laat die kerk ophou soos brimpie-agtige mense wees. Beggars. We are not beggars. God soek 'n kerk wat autoriteit het. Kerk wat vestings neerwerp. Wat Satan se planne verbreek. Satan moet so bang wees vir ons, want as ons kom, dan gaan sy plannetjies nie uitwerk nie. O, hemel, hier kom Cody, hier kom Henny, hier kom Joy. O, hemel, dan gaan ons plannetjies platval. Kragtig deur God om vestings neer te werp.
en elke kans wat teen die kennis van God opkom, neer te werk. Ons moet ons ook altyd gereed hou om in teenaanval, teen Satan sy leuns en sy versoekings te kom. Die woord sê, weerstaan die versoeking wanneer hy na jou toe kom. En God sal jou die krag gee om daaruit te kom. Johannes 14 vers 1 tot 6 sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my Christus. Glo jy is 'n kind van God, glo jy dat God jou vrygemaak het, glo dat jy in hemelse plekke saam met Christus langs God sit, glo dat jy aan hom behoort. Moenie laat Satan jou geloof sit en wanhoop in. Staan op met nuwe ywer. Hierdie woord is soveel vir my in hierdie week as wat dit vir julle vandag is. Die Here sê vir my, jy staan op in nuwe ywer. Maar jy sien twyfel kom, wanhoop kom. Maar weet jy wat? Emmy glo in haarself en sy dink sy moet dit doen. En dan wanneer ek na myself kyk, dan kom ek agter, en dan kom wanhoop in. Dis nie ek nie. Dis Christus in jou, die hope of glory. Christus in jou, the hope of glory. Here, u doen dit. Ek behoort aan u, ek kom in u gesag en u mag en u doen dit. U is daai klippie wat op die regte plek tref, presies waar hy moet tref. Ek gooi hom maar net. Maar u vat hom. Tot daar, waar hy presies moet land. Gooi jou gebed uit. Draai daai velletjie, gooi hom. En God sal daai klippie vat en hom laat land presies waar hy moet land. Vertrou die Here. Hy wil vertrou word. Hy wil vertrou. Versterk jou geloof opnuut in God. En ek wil vanoggend afsluit met Johannes 14 vers 12. Johannes 14 vers 12 sê Jesus. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, dis ons probleem. Ons probeer in onsself glo. Oh, goodness me, and it fails. It fails when you try to believe in yourself. Hy sê voorwaar, en hy sê dit 2 keer, hy sê iets so waar is, wat dit waar is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Kobie, kom so lank vorentoe met jou woord. Omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, jy sien, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Want jy sien wat het ons gelees, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. As julle my gebooie bewaar, en in my bly en ek in julle, sal julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n trooster gee.
Dankie Heilige Gees, om by julle te bly. Tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. En hy sal by julle bly, en hy sal in julle wees, en hy is die krag wat deur ons werk. Amen. Versterk julle geloof in God, versterk julle geloof in Christus, versterk julle geloof in die Heilige Gees, weet aan wie julle behoort. Staan op as 'n magtige en kragtige kerk van God waarmee daar gereken moet word. En word versterk sodat julle ook julle broeders kan gaan versterk. Amen. Kobie deel vanoggend met my 'n skrifgedeelte wat die Here vir haar gegee het en is net weer bevestiging op my woord. Daarom vra ek dat sy dit met ons gou deel. Ek het vanoggend voor kerk toe wakker word, is my eerste ding die oggend wat mens doen, jy gaan spandeer tyd met jou Savior, jou koning, jou verlosser, en die Here gee my vanoggend die skrif wat vir my so geweldig beteken het. Dit was nog 'n moeilike week, ons leef in moeilike tye, die aanslag is geweldig, en die duiwel is daarop uit om ons geloof te steel, want jy sien as hy ons geloof het, dan het hy alles, dan is ons niks nie. En hy gee vir my die skrif in 2 Petrus 1, hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Jy weet, as 'n Engelse vertaling wat sê dat the Holy Spirit give birth to us, dis met wedergeboorte. Nou jou pa, jy dra die DNA van jou pa. Ons is weer gebore uit die Gees uit. Wie se DNA dra ons? Die Vader se. En ons het deel geword van sy natuur, van sy karakter is in ons. En dit is waardeur ons moet leef, deur die Gees en nie deur die vlees nie. En daarom sê hy, jy moet die vlees kruisig. Die vlees is saam met Christus, jy reken jouself dood saam met Christus. Die vlees is op die kruis vasgenaal saam met Christus, sodat ons deur die Gees kan leef, die Gees van God wat in ons is, sy DNA is in ons, en ons moet deur hom leef. Daarom is Christus in ons en ons is in hom. En daarin lê die oorwinning, want hy sê in Romeine, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En hy sê hierso, en juist daarom moet julle ook met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg. Die Engels sê excellent. Ons het 'n excellent spirit in ons. En by die deeg die kennis. En by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, godliness. En by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. En dit is die goddelike natuur wat ons ontvang het, en is tyd dat ons as 'n kerk begin leef deur daai natuur.